Haar blerrie buurman, episode 4. Wat 'n nagmerrie van 'n eerste nag in haar nuwe huis, slaan dit Elsaan tussen die oë, toe sy 8 uur onder haar toewys op die slap op blaasmatras wakker word. Weer wakker word, want iets of iemand het haar vroeër uit 'n diep slaap probeer wek, na die drama van die voornag. Iemand met die mooiste en grootste en sagste groen oë en 'n warm pelsjas, wat soos 'n warmwatersakkie oor haar kom lê het. 'n engel, 'n mens, 'n kat, of dalk 'n man. As jy 'n man is, sal ek dit oorweeg om met jou te trou, het sy na slaap geprewel en oor sy lyfie gestreel. Nou gaan haar oë wyd oop en sy sit vervaard oorend. Sy probeer om die brokkies gebeure van 'n vreemde nag in 'n geheel beeld bymekaar te sit. Iets wil vir haar soos 'n nagmerrie voel. 'n Groot deel daarvan het gebeur terwyl sy soort van wakker was, of so wakker as wat 'n mens gedink het jy kan wees, as jy nie net 'n halwe nie, maar 2 van daai oor die toonbank blou slaappilletjies gedrink het, en dit jou vroeg aand totaal uitgeklink het. Sy het net geweet dat sy op geen ander manier aan die slaap sou raak nie. Sy het vermoed sy was al in slaap daarvan nadat sy haar rug omtrent gebreek het om die opgeblaasmatras met die handpomp so ver te kry dat sy 'n paar sentimeters van die grond af kan lê. Toe skrik sy wakker van voetstappe, fluisterstemme en mense wat karring aan haar voordeur. In 'n vreemde huis. Haar eerste gedagte was om by die kombuis se agterdeur uit te glip. Waarheen? Die ysige koue nag in, met haar kop wat 'n roese moes van grog was, en dan los sy haar handsak en 'n groot klomp van haar kosbare besittings steeds in die huis, en sy gaan waarheen? Aanval was dus die beste manier van verdediging, soos wat sy kleintyd al by Boetie Benny geleer het. Daarom het sy die inbrekers met die pepersprei in die hand reg langs die voordeur gaan inwag. Toe die deur oopvlieg, word sy aanvanklik deur 'n flits lig verblind. 'n Groot donker skaduwee wat die huis binneval hier reg langs haar verby, en nadat daardie aanvaller blitsvinnig weer op sy voete gekom het en sy balans herwin het, sien sy in daardie einste flits se lig dat die verpesting die grootste revolver op aarde op haar rug. Dit was instink, reflex. Sy het met die pepersprei gekorrel, na daar waar die gesig van wie ook al agter die flits en die wapen was, en toe het sy gespuit. Kan pepersprei vir soveel pyn en ongemak verantwoordelik wees? Die arme man het met 'n kreet in 'n taamlike onordelike bondel vloer toe gegaan, reg aan haar voete. Maar Elsaan het nie gewag nie. Sy is hoesend en proesend dieper die huis in, om te gaan asem vind en om haarself in die waskamer te gaan toesluit. Sy was in die agterkant van die spuitkannetjie, en dit het gevoel asof sy in die hart van 'n chemiese oorlog beland het. Hoe moet die arme sot, wat die teiken was na dese voel? Iemand het aan die waskamer se deur kom klop en homself as sergeant Sheikh Singh aan haar voorgestel, toe hy haar uiteindelik kon ooreed om die deur oop te maak. Volgens hom het hy 'n oproep van haar buurman Rikus Fourie gekry. Rikus, currymaker, was blykbaar die man wat aan die verkeerde kant van haar spruitkannetjie beland het. My nuwe buurman, o liewe aarde, is hy alright, sergeant? Ag, hy sal seker wees, na 'n dag of 2, hy is sterk, maar pepersproei in die oë voel soos die spoegselgif van 'n kobra of rinkels, het die man van die reg verduidelik. Gelukkig het die konstabel, wat saam met my op patrollie was, altyd 'n kartonnetjie melk by hom. Ons het solank Rikus se oë daarmee uitgespoel. En nou, is daar iets waarmee ek kan help? Nee, as jy dokter is nie, dankie. Ek vat hom liewer hospitaal toe. Maar met sy eie flitslig nou op haar, geniet Elsaan eers die sergeant se volle aandag. Wie is jy? Jy praat 'n goeie Engels, maar ek moet vra van watter land af jy kom. Het jy werkspermit en papiere om hier te wees? En hoe het jy in die huis gekom? Boemel jy hier?
Sy kon deur die dak gaan van verontwaardiging. Nee, ek is die nuwe eienaar van hierdie vervloekte plek. Ek is Elzaan Weppener. Oh, really? Hy het haar openlik wantrouig in die flitslig bekyk. Toe sê hy, sorry, maar ek sal moet vra vir jou ID of rybewys. Jy kan hulle albei kry en daarna kyk. Haar handsag was byderhand, maar sy het nietemin die lampie aangesteek, sodat sy self ook beter kan sien, en dat hy haar kan sien, sonder om die flits op haar te lig. Die vermetelheid. Die sergeant het die kaartjiesbar gevat, en so waar eers weer met sy flits in haar gesig gelig. Daarna het hy die kaartjies bestudeer, en dit na 'n snaakse, okay, weer vir haar teruggegee. En die rede vir jou uitkamp in hierdie huis, het hy gevra. Ek kamp uit, want hierdie is my nuwe huis, en my trek kom eers môre aan. Nou, hoekom sit jy hier in die donker? Want die vorige eienaar het opgehou om elektrisiteit te betaal toe hy hier weg is, en ek het nog nie kans gehad om dit weer aan te sluit nie. So jy beweer, jy het hierdie huis gekoop. Ek het ja, bel die eiendomsagent, Bason, hy sal bevestig. Moet ek vir jou sy nommer aanstuur? Nee, ek het sy nommer op my foon. Maar, net toe dit begin lyk, asof sergeant Sinj weer gaan stry, kom die konstabel om gelukkig roep, dringend. Die slagoffer van die pepersprei dreig glo om te vrek. Ek kom, het die sergeant geantwoord, en toe vir Elzaan gesê, kyk agter jouself vir die res van die aand, en moenie verdwyn nie, ons kom môre 'n verklaring by jou afneem. Wel, ek kan nêrens heen gaan nie. My kar sit in die garage vas, en die veiligheidsketting van my voordeur is boonop ook nou af, so ek gaan myself net hier in die waskamer toesluit, totdat ek veilig genoeg voel, môre as die son skyn om uit te gaan. Sinj deel opdragte uit. Konstabel, jy bly net hier by hierdie vrou vir die res van die nag, daar by die voordeur, en van die doel wat ek vir jou vir Kersfees gegee het, en probeer om daai ketting weer vast te skroef, en dan staan jy wag, daar langs die voordeur. Ek sal jou kom kry, wanneer ek terugkom van die hospitaal af. En daarna het die slapel weer ingeskop. Anders was dit die geruststellende wete, dat daar iemand van die gereg by haar voordeur wag staan, wat gemaak het, dat Elzaan weer kon slaap. En toe die engelagtige wese met die groen oë, wat by haar kom inkruip het, en haar warm gemaak het, en sy het selfs kans gesien om die lampie dood te blaas. Maar ongelukkig kon sy nie vir die res van die dag onder haar warm duwys bly lê nie. Daar is soveel goed wat sy moet gaan uitsorteer, en sy kan nou doen met koffie, besluit Elzaan, en sit haar nuwe keteltjie met water op die gasstoofie. Sy is nogal geskok om te sien hoe swart haar hande van die houtskool is. Haar poging om het gisterand in die kombuiswasbak af te spoel het duidelik nie gewerk nie. Sy hoop net dat dit nie aan haar mooi duwys afgesmeer het nie. Elzaan vat haar toiletsakkie en handdoek en stap daarmee badkamer toe om haar gesig te was en tande te borsel. Sy draai die krane van die wasbak oop en kyk op in die spieël van die badkamerkassie. 'n Vreemde kermkreet ontsnap van self van iewers uit haar borskas. Sy het al gehoor van mense wat oornag grys geword het, maar mense wat oornag van etnisiteit verander het. Dit is 'n ander saak. Haar gesig is pikswart. Dan klik sy, dit moet die houtskool wees waarmee sy teen die muur geskryf het. Sy het haar gesig in haar hande bedek en aan die chunk gegaan. Ten minste kan sy haar gesig was, maar wat van al die ander goed waaraan sy met daardie eindstaande gevat het? Die matras, haar duvet, haar kussings, daardie duur ontwerpers handsak van haar beursie, haar ID-kaart en rybewys. Die spiere in haar nek trek styf. Geen wonder sergeant Sheikh Sinj het haar en haar ID so van alle kante af bekyk nie. Al wat sy van haarself herken, is haar groot bruin oë. Die water is net diskant vrieskend, punt, en haar hele lyf pyn, toe sy haar gesig nat maak en seep smeer. Die water word swart,
maar haar vel en hande bly 'n siek grys kleur. Houtskool is verseker nie 'n vrou se beste skoonheidsproduk nie. Eers wanneer Elzaan room aan haar gesig en hande smeer, kry sy dit met 'n paar harde vrywe van 'n waslap soort van af. Daar is 'n klop aan haar deur en sy trek 'n baadjie oor haar sweetpak aan om te gaan oopmaak. Die manne wat daar staan, het sy nog nooit tevore gesien nie. Hulle stel hulle voor as die kabinetbouer en sy slotmaker vriend. Nou dat sy al die probleme vir hulle uitgewys het, wat hulle moet regmaak, die waanhuisdeure en die voordere en al die ander slotte, besluit hulle eenparig dat sy 'n eislike deposito vir hierdie job moet neersit. 'n Deposito wat elke sent kontant uit haar beursie haal. Die twee manne help darm om haar bagasie af te laai, toe die waanhuisdeure op die grond lê en sy die murk kan uittrek. Dit moet jy wees wat vertroue ingeboesem met Murkie. Elzaan klop die C-klassie op sy stuurwiel, toe sy later na die munisipale kantore toe ry, want ek het my slag met mense iewers tussen Johannesburg en hier verloor. Dit kos baie geld, maar die beamptes beloof darm dat sy teen laatmiddag elektrisiteit in haar huis mag hê. Terug in die kar lei haar selfoon, waar sy dit op die laaier gelos het. Dit is die bestuurder van die treklorry. Ons is by jou hek. Ek kom. As sy steeds haar huis in Johannesburg gehad het, het sy vir die man betuie om 'n ommekeer te maak en met alles terug te ry daai kant toe. In steede daarvan reis sy na die adres waar sy nie regtig wil wees nie. Hou stil, klim uit en wys vir die manne waar om die goed te gaan neersit. Alles in die hoofslaapkamer ingedruk, soos in 'n pakkamer, want aan die res van die huis gaan daar binnekort gewerk word. Daar wag 'n menigte boodskappe op haar selfoon en eers toe die lorry weer wegry, begin sy daarna luister. Niemand wat juist bekommerd was, omdat hulle nie gisterand van haar gehoor het nie. Sy het immers met 'n WhatsApp stemboodskap aan hulle almal laat weet, dat sy pas veilig by haar bestemming aangekom het. Dit was gister, net voor sy die agent ontmoet het. Dit was voor haar persoonlike aardbol uit sy wentelbaan geruk is. Sy kon dood gewees het teen die tyd. Haar tweelingbroer Benny se spottende boodskap laat haar ampel voel, asof hulle telepaties aan mekaar verbind is. En toe, hoe lyk jou bouval? Is jy al op pad terug Johannesburg toe? Jy moet maar jou goedjies in my garage kom stoor, totdat die hofsaak afgehandel is. Wakaka. Voortsak, Benny, brom sy by haarself. Pa, hou jouself veilig, sluit die deure. Die meeste plaasaanvalle gebeur op die platteland binne in die dorp. Aanval, dit was nie sommer net vervat nie, gehoor. Aanval was die beste manier van verdediging van haar kant af, soos wat haar blerrie buurman seker intussen agtergekom het. Hopelik weet hy nou, soos die meeste ander mense en manne op die dorp, dat Elzaan nie sommer met haar sal laat sukkel nie. Ma se boodskap, seker vroeg vanoggend toe was op pad gym toe was. Ons het gedink om teen die naweek te kom inloer, genoeg tyd vir jou om uit te pak en jou voete te vind. Nee, op geen manier kan sy haar familie hierdie naweek al ontvang nie. Elzaan bel dadelik terug. Ma's in 'n konsultasie, daarom los sy 'n stemboodskap. Nee ma, liewer nie die naweek nie, dit gaan nog erg die mekaar wees, en daar is 'n mat of 2 wat moet uitkom. Die plek moet daar geteel word, hier gaan baie stof wees. Paas op die golfbaan, vra hom los sy ook net 'n boodskap. Alles reg hier, baie dankie, sien julle oor so 'n maand of 2. Vir Benny kan sy egter niks wegsteek nie. Hy ken haar te goed en haar stem is heeltemal te dun om oortuigend te wees. Daarom speel sy maar oop kaarte. Hou asseblief net vir pa en ma hier weg. Wat is verkeerd? Vra hy. Sy trek haar asem eers diep in en toe begin sy vertel van haar aaklige nag en konfrontasie met haar blerrie nuwe buurman. Groot fout. Dis 'n klein dorpie,
Die storie gaan soos 'n veldbrand versprei. 'n Oomblikse stilte wat wys dat Benny diep en ernstig en baie bekommerd daaroor nadink. Dan vra hy, is alles darm verder reg met jou? Ja, Elzaan weet dat sy hom seker moet inlig oor die toestand van die huis en dat sy voel dat die agent haar mislei het. Dan is daar die kwessie dat sy nog nie elektrisiteit het nie. Verder sal hy seker baie graag wil hoor iets in die lyn van dat sy nooit besef het hoe koud die Hoëveld in die winter kan raak nie. Dit is nou eers Mei. Hoe gaan sy ooit daaraan gewoond raak? Maar sy vertel vir hom dat dit 'n doldag is wat voorlê. Sy praat liewer later of môre weer met hom. Maar jy kyk nog noord en jy gaan voort. Benny wil haar nie laat gaan nie. En is al jou ander planne daarom nog steeds op dreef? Is jy happy, sis? Natuurlik! Vir die eerste keer sedert hulle twee 'n baarmoeder gedeel het, lieg sy blaatant vir haar tweelingbroer. En jy is doodseker daarvan? Vra Benny weer. Doodseker, maar luister, ek moet regtig gaan. Die manne van die munisipaliteit hou op daardie oomblik in die straat stil. Ten minste is daar 'n moontlikheid dat sy later 'n warm bad sal kan neem. Klein goedjies om na uit te sien, soos ligte. Bovendien, as daar eers elektrisiteit in haar huis is, glo sy dat sy alles waarskynlik in 'n nuwe lig sal kan beskou. Letterlik. Die amptenare klim uit, stap na die paal toe, leun teen die paal en wag. Elzaan stap nader en wag saam met hulle, al weet sy nie mooi waarvoor nie. Wat nou? Hoekom gaan julle nie aan nie? Vra sy naderhand. Ons het jou eerste kom manage, al is jy laaste op die lys. Ons moes eintlik eers later terugkom. 8 uur. Ag nee, vanaand 8 uur eers. Nee, môreoggend 8 uur. Nou hang hulle teen die bakkie, een steek 'n sigaret aan en bestudeer die koeltjie. Elzaan se moedsak in haar skoene. Sy weet wat dit beteken. Hoeveel? Vra sy. Wat het jy? R200. Dit was nie 'n bribe nie. Dit was net 'n klein bietjie aanmoediging en om te wys hoe dankbaar sy is dat hulle haar krag heel eers te kom aanskakel het. Besluit Elzaan dat sy 10 minute later wag tot haar ketel moet kook. Koffie, lekker, word vervolg.